Julle, welkom by Pascha 2024, Paasfees, Pesach, dis die Hebreëse woord. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na 'n paar gebeure hier in Exodus 12, waar die Here vir die heel eerste keer die Paasfees laat vier het of ingelei het, en dan later 'n bietjie kyk na Matteus 26, waar Jesus die nagmaal instel. En dit was tydens so Paasfees, so ons gaan 'n bietjie kyk na 'n paar detail wat daar uitkom. Nou, onthou nou wat belangrik is, die Here het eintlik hiervoor gesê, hierdie maand, en dit is die maand Nisan, moet die hoof van die maande, die belangrikste van die maande wees. Dit moet die inleiding van 'n nuwe tyd wees. En die eerste 10 dae van hierdie tyd, en dit het ons nou gesien, omtrent 2 weke gelede was dit donker maan, nuwe maan, en die eerste 10 dae moes hulle 'n lammetjie soek, en dit in hulle huis inneem, en dan op die 14de moet hierdie lammetjie geslag word, en dan daardie aand, hulle moet die lammetjie slag, van die bloed vat, en teen die deurkosyne verf, en dan daardie aand moet hulle daardie lammetjie slag en braai, saam met ongesuurde brood en bitterkrye. Ek gaan nou 'n bietjie terugkom daarop, want dit is 'n klompie goedjies wat belangrik is, belangrike elemente van die Hebreëse Paasfees, en dan spesifiek die Hebreëse Paasete of die Seder. Die Seder is 'n gerangskikte, amper 'n formele ete, nee, nie heeltemal formeel nie, maar daar's baie formaliteite wat plaasvind. Die hele Seder is 'n samestelling van 'n hele ritueel wat gevolg word, reg deur die aandse ete. Ons gaan nou daarby uitkom ook. Okay, paar goedjies wat ek gaan later terugkom oor die detail, maar kom ons kyk eers 'n bietjie. In hierdie eerste tyd wat hulle nou die lammetjie gaan soek, is dit 'n tyd vir skoonmaak. Waar dink julle kom die woord spring cleaning vandaan? Juist van hier af, van die Jode wat in die spring, in die lengtetyd, die begin van die lengte, baie erns maak om hulle huis skoon te maak en alles skoon te maak. En dit is deel van die Paasfees of Pascha vieringe. Hulle maak skoon, hulle hele huis maak hulle skoon, pak reg, gooi uit. En deel van dit wat hulle moet doen, wat hulle moet weggooi in hierdie paar dae, is alles wat suurdeeg in het. So hulle gaan alle suurdeeg, selfs pakkies wat nog nie eers suurdeeg gemaak is nie, gaan hulle uit, alle brood gaan hulle uit die huis uitsit, want alles wat suurdeeg in het, word uit hulle huise uitgesit. Interessante ding van die hedendaagse Jode, is dat, ek meen, dit is nou nogal 'n duur storie, as jy al jou suurdeeg moet weggooi. So wat hulle nou gedoen het is, hulle maak dat die rabbi koop by almal hulle suurdeeg in. So jy verkoop jou suurdeeg, jy kan dit nie net weggooi nie, dis te veel geld, so jy verkoop dit aan die rabbi. Hy reël om dit te berg iewerster, so dit word geberg alles vir die hele tydperk, op 'n plek wat nie in 'n sinagoge is of 'n Joodse gemeenskap, Joodse huis is nie, word dit geberg, en na die tyd sal jy dit weer kan terugkoop by hom. Dan verloor jy nie al daardie suurdeeg nie. Maar jy maak jou huis skoon van alles wat suurdeeg in het, alle brood word uitgehaal in hierdie tyd. En baie belangrik, omtrent by die 13de, die 14de dag van die maand, moet jy skoon en reg en klaar wees. Dis 'n groot storie. Nou die voorbereiding vir hierdie fees is eintlik 'n tradisionele, verskriklike groot ding. Hulle maak 'n baie groot ding daarvan. Eintlik op die 15de van die aand begin die fees, maar die 14de die aand is alreeds is tipe van 'n rehearsal ete. Dis vir hulle so belangrik dat alles perfek moet wees, dat hulle 'n rehearsal ete het voordat hulle nou die regte Pascha gaan vier die volgende aand. Dit sien ons, kom ons kyk 'n bietjie, dit sien ons spesifiek in die gebeure daar in Matteus 26. Dit was, nou onthou daar's twee, eintlik 3 feeste wat in hierdie tyd plaasvind. Die een is die Pascha, en die ander een is die fees van die ongesuurde brode. Nou in daardie tyd was die ongesuurde brode alreeds aan die gang, daardie fees, en die Pascha was op pad. En hulle sê, vers 17, op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brode, het die disippels vir Jesus gevra, waar moet ons gaan regmaak om die Paasfees te ete te vier? Nou goed, daai aand
In daardie jaar was dit die Woensdag aand. Dit was so 'n soort van hulle moes gaan voorberei, hulle dag gaan voorberei vir die ete, maar vir die rehearsal ete. Want daardie aand het Jesus die nagmaal ingestel. En dit was nog nie die fees nie. Want as dit die ware fees was, sou die Jode dit nooit gewaag het om Jesus laat daai aand te vang en te verhoor en die volgende dag te veroordeel en te martel en te hang op 'n feesdag nie. Hulle sal dit nooit doen nie. Dit is 'n heilige dag vir die Jode. Daardie spesifieke dag noem hulle die dag van voorbereiding. Nou, hier's 'n tydperk van voorbereiding wat jy alles reg kry, huis skoonmaak, die lammetjie kry, suurdeeg uithaal en dan as die hele voorbereidingstyd reg is, dan hou jy die voor Pasga ete, rehearsal ete, om seker te maak alles is reg. En dan, dis nou volgens Jesus se tyd, dit was die Woensdag aand en die donderdag praat hulle van die dag van voorbereiding, dan maak jy alles finaal klaar. Op daardie stadium is jy al seremonieel rein, skoon. Jy het seker gemaak, jy doen niks fout, raak aan niks wat onheilig is nie, want jy mag nie deelneem aan die Pasga as daar iets is wat jou onrein maak nie. So, voor die tyd, die fase van voorbereiding, haal jy alles uit wat onrein kan maak. Daardie aand het jy jou ete, die volgende dag maak jy jou laaste voorbereidings. Is op daai dag wat Jesus verhoor is, en hulle wou vinnig maak, om die ouens wat verhoor is en veroordeel is, wat aan die kruis hang daai dag, om hulle voor die sonsondergang van die kruise af te haal en te begrawe, sodat wanneer die fees begin teen sonsak, dat alles afgehandel is, want dit is nou 'n heilige tyd. So teen die donderdag laatmiddag toe Jesus sterf, en hulle hom van die kruis afhaal, het hulle hom in die graf gaan sit, voor die fees, voor die heilige dag, die Sabbatdag van die fees, dis nou donderdag aand, Vrydag, voordat dit sou plaasvind. Die Vrydag was dus eintlik die eerste dag van die Pasga, dis 'n Sabbat, hulle noem dit 'n Sabbat, en dan die Vrydag aand, begin hulle amptelike Sabbat, so dat hulle 2 Sabbatte na mekaar gehad, die Vrydag, wat Pesach was, en die donderdag, Pesach, en Vrydag, donderdag aand Vrydag aand Saterdag, wat hulle normale Sabbat is. En dan Saterdag aand, Sondag, was die fees klaar en kon hulle weer aangaan met hulle gewone werk. En dan op daardie dag, wat dan die derde dag is, anderster was Jesus nie 3 dae in die graf nie. Hy was donderdag aand in die graf, donderdag aand Vrydag aand Saterdag, Saterdag aand tot Sondagoggend, die derde dag, het hy opgestaan. En dan noem ons dit die opstandingsdag, die Sondag, die opstandingsdag, wat vir ons 'n verskriklike groot ding is, nê? Van daar af meet ons nou 50 dae verder vir die hemelvaart. Die uitstorting van die Heilige Gees, 40 dae hemelvaart, uitstorting van die Heilige Gees 50 dae. As ons dit 'n bietjie wil saam deelneem, daar's verskillende vlakke waarop jy dit kan saam deelneem. Jy kan byvoorbeeld sê, goed, vandag en môre gaan ek sommer net 'n bietjie regpak, net as 'n herinnering daaraan, dat dit vir die Jode belangrik was, en vir die Here belangrik was, om jouself reg te kry vir hierdie Paasfees. Vir die Christene ook. Dis belangrik om onsself voor te berei vir dit wat gaan gebeur. Is sommer net instorm en nou het ons Paasfees en nou is dit verby nie. Goed, maak jouself reg, maak 'n bietjie huis skoon. Vir 'n intermedium vlak of 'n hoë vlak, as jy dit regtig deeglik wil doen, amper soos die Jode, maak jou huis skoon van suurdeeg. Suurdeeg was 'n simbool van eintlik slegte goed, maar aan die ander kant het Jesus dit gevat en dit goeie goed ook daarmee bedoel, maar die slegtigheid is daarvan dat 'n klein bietjie suurdeeg maak 'n groot klomp deeg, deursuur dit en verander dit die hele tekstuur, en dis wat sonde doen. En die hele simbool van wegneem van die suurdeeg is om te sê, kom ons vat sonde weg uit ons lewens uit. Alles wat sonde veroorsaak, kom ons neem dit weg, want net 'n klein gedagte kan jou hele karakter heeltemal deursuur en verander, die karakter van jou wese verander.
So kom ons haal hierdie goeders uit ons lewe uit, maak skoon. So as jy jou huis skoon maak, terwyl jy dit doen, terwyl jy afstof, maak seker dat jy dink oor dinge wat jy weet, is nog nie reg nie. Is dinge wat jy mee sukkel in jou lewe. Praat met die Here daaroor terwyl jy besig is om hierdie skoonmaakgoeders te doen. Kry dit agter die rug. Dis die belangrikste vir eintlik vandag, maandag en dinsdag, om skoon te maak en af te handel en alles reg te kry. Nou goed, as jy nou verder wil gaan en wil gereed maak om die Pasga ete saam te eet, 'n klompie goed wat simbolies gebruik word in die hele ete is goeie soos radyse. Kyk of jy 'n radyse kan kry. As jy nogal in die winkels gaan stap, gaan jy nou kry, veral in winkels waar die Joodse gemeenskappe baie hulle inkopies doen. Hulle kyk nogal vir die Jode en jy gaan sien, hierdie goed is alles daar. Radyse is daar. Eiers, dit ons kry 'n eier wat ons gaan hardkook. Petersilie, kry 'n paar takkies petersilie. Blaarslaai, daar's 'n baie spesifieke blaarslaai wat nie 'n groot kop maak nie, maar 'n baie nou kop. Jy kry dit in 'n klompie winkels, onder andere Holies het dit. Radyse het ek daar gesien. Hierdie blaarslaai wat 'n baie spesifieke slaai is wat die Jode gebruik het. Haroset, dis 'n mengsel van fyngekapte neute en wyn en 'n baie lekker soet, amper soos 'n voorgereggie. En dan 'n skaapbeen, shankbone, 'n lekker skaapbeen, skaapvleis met been aan. In plaas van gewone brood kry hulle matzos of matza, dis hierdie Joodse broodjies, plat broodjies wat sonder suurdeeg gemaak is, kry dit. En dan die aand gaan jy ook 'n bakkie met sout water daar hê. Dis 'n klompie goedjies. Jy kan dit so lank gereed kry vir môre. Ek gaan môre weer 'n video deurstuur om vir jou te sê hoe kan jy nou alles voorberei op jou tafel neersit sodat jy 'n hele ete, die seder ete, die Pasga ete saam kan met jou mense kan doen op 'n bietjie van 'n ander manier. Berei nou al voor dat jy dalk môre aand gaan braai. Okay? Maak nou al reeds 'n nota, môre aand gaan jy 'n vuurtjie maak en jy gaan braai. En dan gaan ons hierdie hele ete gaan ons op 'n baie spesifieke manier doen. Great. Dit is sommer net 'n paar gedagtetjies rondom die Pasga. Die voorbereidingstyd en die dag van voorbereiding om al die regte goedjies neer te sit, in jou yskas te kry en dan praat ons môre verder. Geniet die tydjie van skoonmaak. Skoonmaak in jou huis fisies, skoonmaak in jou gees en jou siel ook. Geniet dit.